as jy gaan kamp, ek weet nie wat jy gesien het, as jy jou liggaam... Ek kamp net met wit lakens. Vra en verskoning vir dit, Gerrie. As jy, kom ek verduidelik dan vir jou, as jy gaan kamp. So, welkom terug, Gerrie. Dit is goed om jou weer te sien. Baie dankie, maande, né? Ja, Rian is baie hartseer vanoggend dat hy nie kan saam praat nie. Dis sy probleem. Ja, nee, dit is immer sy. Ja, Ons het nie dit gehad toe ons jonk was nie. Ons het nie eens voordeel gehad toe ons jonk was nie. Ek dink jy het net radio gehad. Ons het, Rias, ons het. Gelukkig kan ons 'n stem in die ou die mense sê die Bybel. Ja, lekker om saam jou te kyk. Tyd gaan regtig baie vandag verby net, né? Dit was Paasnaweek gewees. Die hoogtepunt in ons Christelike kalender, as ek nou die middelpunt van ons kalender. Die middelpunt van ons geloof, né? Ja. Jesus se sterwe en Jesus se so opstanding net. Ja, ek dink dit is 'n groot punt wat mens moet by stil staan, is daai berig vir die kruis gemaak het in ons lewens, en dat ons nou kan voorbeweeg en doen, en in vryheid leef, en in liefde leef, en hoop hê vir môre. Ja. So Rias, kom ons gooi 'n bietjie appelkar om vandag net. As ons praat die naweek, praat ons, ek en jy gesels oor die kruis en die opstanding van Jesus. Maar kom ons vra 'n vraag vanoggend net, nee, as ons nou na Paasnaweek, as die kruis daar was, hoekom is daar dan nog veroordeling? Hoekom is daar nog dan die hel? Was die kruis en is die kruis en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie genoeg nie? Dit is 'n groot vraag om te vra net, né? Ja, daar's nou honderde debatte oor die hel en wat gebeur as jy sterf. En ons groot ding is dan, ons moet eintlik sê, wel, weet jy wat irrelevant van dit is die kruis. Dis net die kruis. Maar dan terselfdertyd is dit hoe ons dan moet kyk of nie. En wat is ons persepsie dan van, nie noodwendig net hel nie, want ek dink almal het 'n manier om op hel te fokus, maar dit is 'n goeie vraag. Maar Jesus het tog gesê, nee, tetelestai. Hy het tog gesê dit is volbring. Ja. So as hy dit gesê het, en genade en goedheid en vergifnis en die dood is oorwin, die vyand is oorwin, die bose magte is oorwin, sonde is oorwin, en hy sê dit is volbring, tetelestai. Ja. Hoekom dan nog die hel? Ja. Nee, daai is ek dink dis 'n vraag vir die eeue. Ek gaan vir jou vandag vra. So ja, ek dink vir mense wat in Jesus glo, is dit volbring. Wat hy gesê het, is dat die wie in my glo, maar dan vir die wie nie glo nie, dit is nog steeds volbring, maar jy besluit jy wil dit nie volbring hê nie. Ek dink dit bring dit neer op die konsep en die verstaan van wat gebeur met jou. Ek dink met ons, as Jesus sê dis volbring, beteken dit daai berig is gemaak, die konneksie gemaak tussen ons en God gemaak, en so nou kan ons weer, as ons menslik sterf, in die ewige lewe bly saam met God en sy teenwoordigheid, en dit is wat Jesus kom doen het. Maar die wie besluit, weet jy, ek wil nie nou in 'n verhouding met hom wees nie. Hy sal hulle nie forceer deur die kruis om dan in 'n verhouding met hom te wees na ons fisiese lewe nie. En dis baie keer wat mense mis, ons fokus so op die vuur. Dit gaan oor verhouding, dit gaan oor vuur nie. Dit gaan oor, Jesus het gesê, nou kan jy in 'n verhouding met my Vader wees, sonder om 'n klomp goed op te offer, sonder om vasgehou te word. Maar wat van die kruis nog steeds? Dis mos nou genoeg gewees. Ja, vir die wie in dit glo. Maar is daar nie dan 'n beperking nie? Nee, nie op dit nie. Dit is, Jesus forceer ons nie, so vrywil. Dit kom neer op dit. Ek dink is die groot ding van, as jy besluit om... Ja, voor ons miljoene kykers net luister vir, ek sê nie 'n ketter nie. Ja, nee, ek wil net sê, Gerrie raak hier so van, net gou klauseer, die opinie van Gerrie is nie die opinie van almal nie. Ja, dis hoekom ons die Stanley bekers kry nie, nee. Ja. Maar Openbaring 3 vers 20 is eintlik 'n mooi antwoord vir die vraag wat ons vra net, nee. Ja. So redding, Rias, is iets wat die Here vir ons gee in die kruis net. Hy maak dit vir ons moontlik om by God uit te kom. Ja. Daai tetelestai oomblik, toe hy sê dit is volbring, dit maak ons, maar dan kom hy nog steeds en sê, ek klop by jou hart se deur, Openbaring 3 vers 20. Ons gaan nou na die skrif en nie hulle opinies doen. Ja. Ek klop aan jou deur, en as jy jou hart vir my oopmaak, dan kom ek in en ek woon binnekant. Maar die implikasie ook van daai skrif is, as hy klop, en die kruis was God se grootste klop gewees in die deure van hierdie wêreld, né? Ja. Ek klop aan jou deur, ek het genoeg, maar as jy nie oopmaak nie. Ja. Wat is die alternatief dan? Ja, en ek dink die belangrike ding is om van daai vertrekpunt af te gaan, van verhouding af. Maar wat gebeur is, ons sê hel en ons sê na jou dood, en geen verhouding werk eintlik so nie. My vrou het nie met my getrou want sy was bang sy gaan alleen wees die res van haar lewe nie. Ek wil nie hê iemand moet met my
as gevolg van dit in 'n verhouding wees nie. Ek wil net nie alleen wees nie. So, hier is jy. Jou arme ou dingetjie. Ja, jou drukkie. Sy wil, want sy is lief vir my, glo en vertrou en hoop ons. En dit is 'n ding wat mense mis en ons praat nie genoeg oor dit nie. Want daar is in die Bybel wat baie praat oor die plek van oordeel en die ewige skeiding van God en die vuur in die duisternis. En in die Joodse tradisie en geskiedenis het jy die Gehenna en Sheol en Tartarus en al daai wille name. En mense praat nie genoeg oor dit nie, maar terselfdertyd die idee van Jesus wat op die kruis is daai Jesus wat op 'n boot is en jy's besig om te verdrink in die rivier af. Dis nie dat hy vir jou sê, jy gaan, hy sê, kom saam met my op hierdie boot. Ja. En as jy besluit om dit nie te doen nie, dit is so half, dis nie dat hy jou dan so stuur nie, dis nie dat dit is jou keuse. En ons mis baie keer daai gesprek om dieper in die ding te gaan van, maar wat dink ons oor na ons dood gaan, maar dit moet ons na punte vat, nie van vrees, en as gevolg van vrees gaan ons nie, maar dis as gevolg van die kruis, gaan ons, die redding. Maar die kruis is ons het nou gesels hier naweek die kruis is mooi, die kruis is God se openbaring van sy liefde. Ja. Maar die vraag wat ons probeer vra en beantwoord is, wat maak ons dan met die hel? Ja. Los hom uit. My weg daar so. Ja. Wel die hel is die teenpool van genade en van goedheid en van dit en van die mooi. Is 'n plek van loutering. Ja. En ek dink dit bring weer eens die ongelooflike belangrikheid in ons harte dat ek en jy moet keuse maak. Ja, en om Jesus te volg en om hom te ken het. God maak nie die hel omdat hy mense hel toe wil stuur nie. Ja. Nee, dis ons kies. Ja, die totale afwesigheid van lig, hoop, liefde. Ons kies dit. Ons as ons dit mooi verstaan, dan weet ons dat God is liefde, God is lig, God is hoop en ons moet so gefokus bly op hom en in daardie lig bly. Maar as jy besluit jy wil nie in die lig wees nie, dan is jy in die duisternis. Waar ook al daai duisternis is, hoe dit lyk, is ons nie 100% seker nie, maar jy gaan nie forceer word om in die lig te bly nie. Jy word gesoek en die lig skyn in jou lewe in en jy maak 'n besluit. Maar dan moet jy bewus wees, as jy die keuse gaan maak om nie meer in die lig te wees nie, dan gaan jy nie meer in die lig wees nie. Dit is so 'n groot geskenk wat God vir die wesens in die mensdom gee. Wel die duiwel is in teenwoordigheid van God, hy's 'n engel. Ja. En hy maak 'n besluit. Ja. Hy's in die teenwoordigheid, hy sien hom, hy beleef hom, hy hoor hom, hy aanbid hom. Ons het dit nog nie fisies gesien nie. Ja. En hy's ongehoorsaam, hy soek sy eie goeders. En dan oortuig hy wat 'n derde van die engele om ook daai leuen te glo net. Die krag van vrye wil, Rias, is 'n ongelooflike groot geskenk wat God vir ons gegee het, maar kom met 'n klomp groot verantwoordelikheid nie. Ja. En ek dink die term genoeg, die kruis wat genoeg is, want die duiwel wou beter wees. Ja. En vir ons, meeste van ons sonde is waar ons sê ons weet beter. Adam en Eva wou beter weet. Hulle wou beter weet. En ons wil beter weet. Ons weet beter as dit kom by ons werk, ons finansies, ons manier hoe ons in verhoudings is, vergifnis. Ons weet beter. En die Here sê nee, my kruis is genoeg. Maar sodra jy sê ek weet beter, dan sê ek sê nie kruis, maar maar daai is nou 'n gevaarlike ding wat jy nou eintlik sê net, nee, die kruis is genoeg. Ja. Dis al wat daar is, ja. Dis al wat daar is net. Nee, maar dis maar selfs ons volgende so 'n bietjie die ding wil pouk net, nê. As dit genoeg is, dan is dit genoeg. Dis genoeg. En jy weet want eintlik kan sê ons die hel sê dit is nie genoeg nie. Nie genoeg nie, kan ek dit sê? Ja, alles vol mense wat beter geweet het. Ja, dis die gevaarlike ding net. Van Adam en Eva is dit die storie van die mens net, nê, dat die Here ons hier geskenk van vrye wil gee. Ja. En dan kies ons nog steeds anderste. Ons kies nog steeds teen die Here. So die hel is nie gemaak omdat God nie lief is vir ons nie. Nee, glad nie. Dit is een van die goed wat, as mens eers bietjie dieper in die teologie van dit gaan, dan begin jy bietjie die mekaar raak met die fisiese, want jy probeer maar so half sê, ons gaan vakansie by die see. Ja. Nee, waar by die see? Nee, ons gaan Nenties of Swakop, of nee, ons gaan Kaap, of ons gaan Mauritius toe. En hierdie wil ons presies doen met die hel in die hemel. Ons wil sê, ja, maar ek gaan, want hoe gaan jy as jy doodgaan, fisies, dan sê jy, ek gaan soontoe, maar ons verstaan self nie daai konsep nie, want die ouens in die Bybelse tyd het dit anderster geglo. Hulle almal het verstaan, almal gaan na dieselfde plek toe. Ja. En Jesus, en dit is miskien vir 'n ander tyd, is ter hulle neergedaal
is 'n groot gesprek wat ons al ook 'n bietjie ons het al daaroor gesels. Ja. So jy sit met daai speel van ons menslikheid van ons wil meer of beter weet as eintlik wat ons veronderstel is, want wat ons moet weet is ons moet lief wees. Ja. En ons wil nie hê mense moet na 'n plek toe gaan waar daar nie liefde is nie. Ja. Dis daai verlore seun wat huis toe gekom het en die ouer broer wat dan gesê het maar hy wil nie in die teenwoordigheid van sy pa wees nie en die konsep van die teenwoordigheid van God en nie teenwoordig wees, die skep ons vir ons 'n gedagte of idee van dit en dit kan ons nogal redelik potjie as ons nie sê daar is 'n kruis. Ja. Ja, dis 'n groot gedagte Rias. En ons het nou vanoggend probeer ons so 'n bietjie die ding bietjie stuur net, nee, maar God se genade en God se liefde in die kruis is absoluut genoeg net. Ja. Maar hy gee vir ons, hierdie groot God gee vir ons dan hierdie besluit, hierdie keuse wat ons moet maak net. Want liefde wat gedwing word, is mos nie liefde nie. Is dit nie? Nee, en ek kan jou nie dwing om vir my lief te wees nie. Ja. Jy kan dit miskien met jou mond sê, maar jou hart. En dis wat God wil hê van ons net. Dat liefde nie wat gekom het uit ons mond uit of ons woord nie, maar liefde wat gebou is hier binnekant het. En ons kies God. Ja. Ons kies nie die boom nie, ons kies nie die leen van die vyand nie, maar ons kies die kruis, ons kies Jesus. So die hel is daar omdat ons ongehoorsaam is, omdat ons teen God kies. So, die kruis was genoeg geweest, Rias. Ja, en hy bly. En ons moet onthou, dit gaan aangeval word. Die genoegheid van die kruis gaan aangeval word deur. Dis die grootste redenasie, ek dink, vir jou nuwe dagse ateïste. Nuwe dagse ateïste. Hulle noem dit as nou die New Atheist Movement, wat hulle praat van, hulle glo nie, kan nie in 'n God glo wat hulle hel toe stuur nie. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy gaan haal jou uit die donker uit en hy bring jou na 'n plek toe waar jy veilig is, waar daar liefde is. Ja. En so besluit ons dan in ons lewens, ons moet so op die kruis fokus, dat wanneer ons aan daai plek kom in ons eie lewens, wat ons hierdie vrae het oor waartoe gaan ek, maar ook, as ons gekonfronteer word met, is dat ek dien nie 'n God wat mense na die duisternis toe stuur nie, want dis nie lig se eienskap nie. Lig se eienskap is dit skyn. Hy wil ons na hom toe bring. Ja. Die skrifvers in 2 Petrus 3 vers 9 sê so mooi, hy sê instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Die Here se genade is daar, sy liefde is daar. Hy wil hê dat ons na hom toe moet kom, dat ons die keuse vir hom sal maak. C.S. Lewis, ek weet hoe ver is ons was al 'n uur of 2 besig is in hierdie maar C.S. Lewis sê die volgende, hy sê the gates of hell are locked from the inside. Ja. Dis omtrent. Dit is regtig so net. Dis ons besluite. Dis ons wat dit maak net. Ja, ek dink daai is 'n verskriklike groot vertrekpunt vir ons almal om te weet. Dit gaan nie oor ons dien nie 'n helteologie nie. Ons dien 'n kruis, 'n verlossingsteologie en dat ons vir onsself en as ons sê genoeg dit is belangrik. Die groot filosoof Bruce Lee het 'n voorbeeld gemaak toe hy moes hy het heeltemal beweeg van 'n kung fu af na as jy so sê 'n nuwe ek sê so, na 'n nuwe tipe militêre kuns. En wat hy toe vir die ouens gesê het is dat luister, jy kom met al hierdie kennis en hy het die glas water gebruik en hy sê jou glas is nou so vol. En nou wat jy wil doen is jy wil die glas vol maak met nog water en dit loop oor en daar's nou baie voorbeelde in prediking gewees oor die oorloop, maar vir ons is te sê is dat as die kruis maak daai bekertjie vol. Ja. Dan moet nie nog water probeer bygooi nie, want jy gaan mors. Ja, dis basies. En dan kan ons na 'n plek te beweeg waar ons sê ons kan meesters raak van die genoegdheid van dit alles. En dis waar ons wil wees, is in 'n plek van lig en nader aan die lig te beweeg. Miskien 'n mooi storie mee te eindig is dat as jy gaan kamp, ek weet nie wat jy gesien het as jy 'n lig aan kamp net met wit lakens. Vra om verskoning vir dit, Gary. Kom ek verduidelik dan vir jou, as jy gaan kamp, moet jy nooit 'n wit lig naby waar jy beweeg sit nie, want dit is mot en muskiet en vlieg en dit trek alles, want dis die eienskap van lig, dit trek daardie motte. So wat jy gewoonlik doen is, jy sit 'n rooi lig aan, jy sit 'n ander lig daar in die bos iewers dat hulle soontoe vlieg, maar rooi lig hou dit weg, dit trek dit glad. Dit maak jou in staat om te doen wat jy moet doen en te sien wat jy moet sien. Maar dis nie regtig 'n lig nie, dis want dit trek niks nie. En so ons moet wegbly van die rooi lig af. Ons moenie sê maar ons gaan hierdie rooi lig want ons kan sien en ons kan meer sien, maar daai rooi lig het absoluut geen effektiwiteit nie. Dit maak dit duister. So ons moet sê die ware lig is dit wat ons trek. En nie die hel, letterlik en figuurlik. So ek dink dit is 'n mooi manier om te sê dan genoeg gesê oor genoeg. Ja. So net
net die laaste woord. Dit is nou 'n bietjie van die onderwerp af. Ons is nou klaar vir ons onderwerp. Het ek ook vir jou goeie nuus, Rias. Rias, ons het 'n borg gekry vir bekers. En dit sal volgende week sal ek dit hierso hê. Kan jy ongelooflike nuus. Ons het lank probeer met die ouens van Stanley, hulle het ons geluister nie, maar ek het iemand anders gekry. En ons sal dit volgende week tentoonstel. Ek kan nie wag nie. Wonderlike oomblik. So vir al ons miljoene gereelde kykers, julle hoef nie meer vir ons WhatsApp se e-posse te stuur nie. Ons is alright nou. Dankie. Dit is genoeg. Ja, dit is genoeg. Mooi dag vir jou, Rias. Selfde, Gerry.